laaste paar weke het Dr. Raymond so mooi gefokus op Lukas 24 en die kruis en dit wat gebeur het op die kruis en iets het in my hart gestir, in my binnekant weer, net 'n dankbare hart, dat Paasfees vir my was en vir u was, amen. Dat die prys is betaal en die bloed van Jesus vir ons gevloei het. Amen, ek wil dit vanmôre verklaar, dat Paasfees is nog steeds 'n hoogtepunt en 'n belangrike datum op die kalender van 'n kind van God, amen. Dis 'n datum wat ons oor celebrate en regtig by stil staan. Dis nie net nog 'n naweek nie, dis nie net nog 'n paar dae nie, en as jy weggaan, dit mag jy geseënd wees in daai tydperk, maar waar jy ook al beweeg, kom ons draai ons fokus vir 'n oomblik net na dit wat Jesus vir ons ook gedoen het oor Paasfees. Amen. Ek is dankbaar vir Paasfees en die kruisdood van Jesus Christus. Amen. Ek is dankbaar. As jy dankbaar is, gee die Here 'n lofoffer saam met my vanmôre. Dank die Here vir dit. Amen. Loof die Here. Ons gaan fokus môre op twee skrifgedeeltes. Fokus op Hebreërs. As jy die Bybel saam met, blaai asseblief saam met na Hebreërs toe. Hebreërs 12 vers 34 gaan ons daar een vers saam lees en ons gaan aangaan waar dit hierdie vers oorsprong het, dit wat die skrywer van Hebreërs vir ons probeer verduidelik. En dit is in Genesis die 4de hoofstuk vers 1 tot 10. Daardie gedeeltes gaan ons saam lees vanmôre. So as jy die Bybel saam het, ek hoop jy het hom by u. Blaai asseblief saam met my na Hebreërs 12 vers 34 waarby ons die eerste vers gaan lees. Hebreërs 12 vers 34 sê vir ons die volgende. En by Jesus, amen, nou net daai naam al klaar moet vir jou iets in jou binneste kan laat gebeur, en by Jesus. Hebreërs 12 34, het ek kom nie, 12 24, sê ek 34, is 24. Ek is so bly jy lees die woord nog, amen. Dis soos die gesin, of die pastoor wat vir die mense gesê, asseblief volgende week lees ons in Markus 17, en die volgende week toe almal by die kerk kom, toe vra hy, weet almal Markus 17 gelees? Dis seker almal 'n hand op, sê hy, vanmôre preek ek oor leuns, want daar bestaan nie Markus 17 nie, amen. So, verskoning, moet 24 wees, 24 nie 34, is 'n vingerfout aan my kant. Baie dankie vir die wat saam lees en die woord daar saam het. En by Jesus, sê die woord daarso, die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek, ek love daai woord, wat van beter dinge spreek as Abel. Kan ek dit weer lees? Die vers gee vir ons, hy sê, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Ek hou van wat die Engelse vertaling vir ons gee. New King James sê, to Jesus the mediator of the new covenant, and the blood of sprinkling that speaks, ek love it, that speaks of better things than that of Abel. Dat die bloed van Jesus spreek van beter dinge. En dit is vanmôre se woord, dat die bloed van Jesus het 'n stem. Die bloed van Jesus spreek. Nou ons moet gaan kyk, dit wat die konteks hierso rondom hierdie skrif, moet ons gaan kyk, wat het gebeur? Want hulle verwys, die skrywer verwys vir ons na Genesis 4 toe, met Kain en Abel. So kom ons blaai na die Ou Testament toe, terwyl ons vir 'n oomblik gaan stil staan by Genesis 4. Daar is 'n vers 1 tot en met vers 10, halleluja. Genesis 4 sê vir ons daar mooi geskryf, vers 1. En die mens het sy vrou Eva beken en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar en Abel het 'n skaapherder geword. En Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain daar die vrug van die land aan die Here 'n offer gebring, en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie en as jy nie goed doen nie? Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain,
waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Nou hoor die woorde wat die Here vir ons gee. Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. So hier kan ons vanmôre sien, ek wil teruggaan na Hebreërs 12 toe, Hebreërs 12:24, wat sê? En by Jesus, ons kan hom op die bord sit, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van besprenkeling, wat van beter dinge spreek as van Abel. En ons het nou gesien, ek wil die Engels gou net weer eens gaan, kyk die Engelse vertaling sê, and Jesus, the mediator of the new covenant, and the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel, wat van beter dinge spreek. Nou wat is hierdie dinge wat die bloed van Jesus van spreek? En wil ek hê vanmôre moet ons fokus vir so 'n oomblik gaan terug. Ek love it. Nagmaaldiens is nie net nagmaaldiens nie. Is iemand in die kerk vanmôre? Nagmaaldiens is 'n heilige sakrament. Nagmaaldiens is iets kosbaars vir my. Ek dink spesifiek aan 'n prediker wat in die Volle Evangelie Kerk was, pastoor Marcus Lata, wat in Mansfield was, 'n swart pastoor in die kerk. En hy het eendag tentdienste gehou by 'n plek met die naam van Mansfield. En tydens die tentveldtog het daar sangomas ingekom in die tent in, en hulle wou vir die mense wys dat die nagmaaltafel geen krag het nie. Pastor Marcus Lata het op daai stadium hulle gewaarsku om nie van die nagmaal te neem, die bloed van Jesus in sy liggaam, die brood te neem nie, maar weg te bly van die tafel af. 3 sangomas het toe nie geluister nie, ingekom van dit participate, en hulle het morsdood neergeslaan voor die tafel. En hier is my hart gewees. Almal het tot bekering gekom natuurlik in daai tydperk en al hulle toorgoed gebring en dit was 'n groot veldtog sou wees in die 80s, 90s, daai tyd toe dit gebeur het. Maar iets wat ek vanmôre wil sê, ek ag en beskou dat die bloed van Jesus nog steeds relevant is in die tyd waarin ons bly. Die bloed van Jesus het nog steeds plek in die kerk van Christus Jesus. Ek glo nog in hierdie tafel en die werke wat hierdie tafel het. Halleluja. As die woord van die Here dan vir ons sê dat die bloed van Jesus spreek van beter dinge as die van Abel, lees ons nou net dat die bloed het 'n stem. Bloed van Jesus is nie stil nie. Bloed van Jesus lê nie dormant nie. Die bloed van Jesus het nie kragteloos geword nie. Die bloed van Jesus het steeds 'n stem wat uitroep en vir ons vandag, dit spreek vanmôre harder as enige siekte, dit spreek harder as enige vrees, spreek harder as seer en pyn. Dit spreek ook harder as die vloek wat in die wêreld ingekom het, wat sonde vir ons gebring het. Dit spreek harder as die stem van Satan. Dit spreek harder as jou verlede. Dit spreek harder as enige beskuldiging wat teen ons ingebring word. Dit is harder as enige donderweerslag. Dit spreek ook harder vandag as die gedruis van die oseaan. Dit ego 'n klank wat die hemel herken, 'n klank wat nooit vervaag of dof raak nie. Die bloed van Jesus se stem ego steeds deur al die eeue heen. Halleluja. En dit spreek ook tot vandag in die plek in die kerk waar ons is. Die bloed van Jesus spreek steeds lewe waar daar dood is, vergifnis waar daar skuld is, restaurasie waar daar foute en gebrokenheid was. Die bloed van Jesus fluister nie, maar dit verklaar vanmôre dat jou skuld is betaal voor die troon van God. Halleluja. Dit verklaar jy het waarde, jy het identiteit en jy, soos ons gesê het, en ek is kind van God. Dit verklaar vanmôre ek is vrygekoop en nie meer 'n slaaf nie. Dit verklaar vanmôre 'n nuwe verbond. Elke keer wanneer daar beskuldigings teen ons ingebring word, sal die bloed van Jesus gerepresent word om te
Rome sê sy skuld is betaal, halleluja. Die bloed van Jesus is nie stil nie, dit spreek in elke geveg, elke storm, wanneer die lewe sê, dit is verby met jou, sê die bloed van Jesus, tetelestai, dit is volbring, halleluja. En hy luister na sy stem vanmôre, luister vanmôre, spits jou ore, want die bloed van Jesus spreek van beter dinge as dit wat Abel van gespreek het, halleluja. Die bloed van Jesus is steeds kragtig, and I still believe in the blood of the Lamb. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Daarom is Paasfees nie net nog 'n fees nie, maar dit spreek van groter dinge, wat Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir my en vir u gedoen het, en daar is oorwinning, daar is hierna vir ons 'n plek waar ons kan wees, deur die bloed van Jesus. Ek is dankbaar vir die bloed van Jesus. Bloed het 'n stem. Bloed het 'n stem, bloed roep. Bloed roep, bloed spreek. Spreek van beter dinge. As dit praat van beter dinge as die van Abel. Moet ons gaan kyk wat het in Abel se lewe gebeur. Abel was 'n herder. Abel was 'n herder gewees. Ons het nou gelees dat hy was 'n skaapherder. Dis wat sy werk was. Maar as die bloed van Jesus van beter dinge spreek, sê die woord van die Here dat hy is die goeie herder, wat sy lewe afgelê het vir die skape. Dit spreek van beter dinge dat hy nog steeds Psalm 23 sê. En vanmôre is dit so mooi bevestig hier agter in die bidkamer. Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê. Kom aan, u ken die skrif, help my. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. My beker loop oor, net so. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid, halleluja, en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly. Halleluja, halleluja. Die bloed van Jesus spreek van beter dinge as die van Abel. Hy is steeds die goeie herder. Ek wil dit vanmôre verklaar. Johannes 10 vers 11 sê, ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is die goeie herder, vers 14, en ek ken my eie en word deur my eie geken. Hy is steeds die goeie herder. Daarom kan ek vanmôre verklaar, die bloed van Jesus spreek van beter dinge as die van Abel se. Dit was nie al nie. As dit van beter dinge spreek, Abel het 'n gewelddadige dood gesterf deur sy familie. Jesus sterf 'n gewelddadige dood deur sy eie mense. Die verskil is, Jesus het dit vrywillig gedoen. Abel sterf deur geweld, maar Jesus sterf gewillig. Johannes 10:17 vers tot 18 sê, daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit af nie, maar ek lê dit uit myself af. Abel het gesterf, 'n gewelddadige dood, deur geweld, en sy eie broer om doodgemaak. Maar Jesus gaan vrywillig na die kruis van Golgotha. Dit spreek vir my vanmôre van baie meer beter dinge as dit wat Abel van gespreek het. Dit spreek van beter dinge. Abel se bloed het geroep en God het dit gehoor. Daarom is ek so dankbaar dat elke druppel bloed wat onregverdig gegiet word op hierdie aarde, roep na God toe. En ek wil vir jou sê, God hoor die stem van onskuldige bloed wat op hierdie aarde val. Abel se bloed het geroep en God het dit gehoor. Jesus se bloed spreek vandag nog en God hoor dit. Abel, wat spreek van beter dinge. Abel se lewe getuig van die geregtigheid van God. Is dit nie mooi nie, dat Jesus Christus word die geregtigheid
vir God en van God. Halleluja. 2 Korintiërs 5:21 wat sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Abel het gesterf as gevolg van sy offer. Jesus word die offer. En hy sterf aan die kruis van Golgotha. Hy word vir ons die offer. Spreek van beter dinge. Hoekom? Abel se bloed het uitgeroep, wraak. Sy bloed het geskree, wraak. Maar die bloed van Jesus roep uit vergifnis, vrede, genade, liefde. Dit spreek van 'n nuwe seisoen. Dis die bloed van Jesus wat van beter dinge spreek as die van Abel se. Die bloed van Jesus, of die bloed van Abel, het teenoor Kain gepraat. Jesus se bloed praat nou vir ons. Die woord van die Here leer vir ons, in Petrus skryf in die mooiste, ek dink een van my gunsteling verse in die Bybel, praat Petrus van 1 Petrus 1 vers 18, wat sê, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is, uit julle ydelle lewenswandel, wat deur julle vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Dis die bloed van Jesus, halleluja. Maar, kan ek dit vanmôre sê, kerk, die bloed van Jesus is steeds kosbaar vir die kerk van Christus Jesus. Dit spreek steeds van beter dinge, maar deur die kosbare, sê saam met my kosbare, deur die kosbare bloed van Christus, soos die van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. I still believe in the blood of Jesus. Halleluja. Sy bloed spreek van beter dinge. Die tafel was gedek van die begin af dat daar 'n offer vir ons moes plaasgevind het. Die offer wat daar moes gewees het op Golgotha. Johannes roep uit. Dis my een van die mooiste verhale en gedeeltes in die Bybel seker. Ek dink elke pastoor sê dit altyd. Maar is een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel is toe Maria swanger was. En terwyl Maria swanger was met Jesus, baba Jesus, gaan sy na Elisabeth toe, die ma van Johannes. En terwyl en Elisabeth is ook swanger met Johannes, en terwyl die twee vrouens wat albei swanger is, na mekaar toe kom, het Johannes binne-in, sy ma se maag op en af gespring, sê die woord, het begin beweeg, en sy is gevul met die Heilige Gees, because they knew that he was the Lamb of God, hulle was in sy teenwoordigheid, en Johannes, wat die pad berei het vir Jesus, en terwyl hy van Jesus gespreek het, het hy gesien eendag, terwyl hy vir Jesus sien, en hy besig was, met sy disippels wat hom gevolg het, en hy mense gedoop het, terwyl hy sy oë optel, sien hy eendag vir Jesus aankom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sondes van hierdie wêreld gaan wegvat, halleluja, en ek dank die Here vir daardie dag, en ek wonder, wat moes gebeur het, waar sou die mens ander bloed gekry het, wat se waarde genoeg was, om vir ons sondes te betaal, kosbaar genoeg, dat dit die voldoende was, as offer, waardevol genoeg, om skuld te kan delg, en ons toekomstige skulde, suiwer genoeg, om die pad te baan, na geregtigheid, en ook, sterk genoeg, om die houvas van die vyand te kan verbreek. Daar is nie 'n ketting en 'n binding, wat die bloed van Jesus, en die naam van Jesus, nie kan verbreek nie, halleluja, steeds relevant vandag. Die bloed van Jesus het steeds gespreek van beter dinge as die van Abel se. Wat het dit gesê? Dit het geskree, plaasvervanger. Die bloed het geroep, plaasvervanger. Wat is hierdie plaasvervanger? Die woord leer ons, Jesaja 53 vers 3 tot 4 en 5 ook. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag
en het ons hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Halleluja. Hy was die plaasvervanger wat al ons krankhede op hom geneem het en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En ek verklaar dit vanmôre, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Halleluja. Ek glo daar is genesing nog steeds in hierdie bloed. Dis 'n plaasvervanger daarvan. Ek wil vanaand 'n bietjie daaroor praat en vanaand met u deel. Dis vanaand se preek, maar my kollega en my vriend en my swaar is die pastoor by die Volle Evangelie Kerk in Stilfontein. En hulle dogter, Christine, wat voor ons groot geword het, baie jeugkampe gedoen het en 30 jaar oud, het ons gehoor hierdie week veg vir haar lewe met pankreaskanker. En ons harte is stikkend en seer, saam met hierdie familie en gesinne, terwyl ek gister op die foon met Ellen praat, en pastoor Ellen gesels, en met hom gesels, toe sê hy vir my, even when I don't see it, he's working. Even when I don't feel it, he's working. Hy sê, God bly goed, en hulle hy's Engels, hy sê, I still believe for a miracle, halleluja. Kan die Here nie krankhede genees nie? Kan hy nie steeds kanker? Die naam van Jesus en sy bloed is steeds, dis hoekom Jesus gesterf het op die kruis. Die naam van Jesus en sy bloed kan enige siekte daar buitekant genees. Ek glo dit vanmôre met my hele hart. Die bloed van Jesus het geroep, plaasvervanger, 1 Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees. Die bloed roep uit vanmôre, tevrede. Dat God die Vader was tevrede. Die woord leer ons so mooi in Jesaja 53 vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As hy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Jesaja 53 vers 11. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. So met ander woorde, die bloed van Jesus het geroep, tevrede. Die bloed van Jesus het geroep, rein. Ons is rein gemaak, rein gewas, skoon gewas. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. As u as gemeente moes ek was nie altyd 'n pastoor nie. Ek dink baie keer as die mense vir Quintus moes ken voordat hy die Here Jesus ontmoet het, was dit nie vir die bloed van Jesus wat my gereinig en my skoon gewas het nie. Waar sou ek wees? In die vakansietyd terwyl ons weg was, praat ek met vriende van ons en hy vertel vir my van 'n ou skoolvriend van my. Sy naam was Gys Harris. My geld op skool was nooit op hom gewees dat hy enigs tot bekering sou kom nie. Hy was die stoutste van die stoutes. Jy kry stout in die woordeboek en dan kry jy Gysie se foto daarbey. Dis hoe hy stout was. Ek het baie pak slaag gekry as gevolg van Gys. En terwyl ek hierdie week verby was, ek het hom meer as 30 jaar laas gesien. Toe ek hierdie week verby was, toe praat ek met my vriende, hulle sê, luister, het jy gehoor? Gys het tot bekering gekom. Sy hart en sy lewe vir die Here gegee. Dien die Here met sy hele hart, sy hele lewe. Toe sê ek vir die Here, vra ek verskoning en sê, Here, mag Quintus nooit mense afskryf nie. Want waar sal die bloed van Jesus en Jesus, hy sê in sy woord dan hy sal 99 agterlaat om een skaap te gaan haal. Halleluja. Ek is bly dat hy my kom haal het en ek is daai enetjie wat weggeraak het en die Here het my kom haal. So dit roep ook rein vanmôre, dat die bloed van Jesus ons rein was. 1 Johannes 1 vers 7 sê,
Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons geen gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Halleluja. Ek is dankbaar vanmôre. Die bloed van Jesus roep uit vrede. Marlijn, jy kan slank vir my vorentoe kom. Die bloed van Jesus roep uit vanmôre vrede. Kolossense 1:20 sê, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ek wil dit weer lees, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Daar's vrede. Daar is vrede vanmôre deur die bloed van Jesus en die werking aan die kruis. Halleluja. Daar is nou vrede. Ek weet nie vir wie dit is vanmôre nie, but stop running away. Hou op hardloop, run en hardloop na Jesus toe. Dis alwaar jy vrede ervaar. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is in Jesus Christus. Sy vrede, sy bloed, sy kruis, sy liefde. Die laaste een wat ek wil gee is, die bloed van Jesus roep uit vanmôre oorwinning. Dit roep uit oorwinning. Wat die vyand nie geweet, ek dink Satan is so spyt dat hy Jesus doodgemaak, because he never knew the plan. Want die bloed van die Here het oorwinning gebring. Ons veg nie meer vir oorwinning nie. Ons veg uit 'n posisie van, ons het reeds oorwin deur die bloed aan die kruis. Halleluja. Halleluja. Openbaring 12 vers 10 sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy kruis, want die aanklaer van ons broers is neergewerp. Kan ek dit vir hom sê vanmôre? Dis vooruit vertelde geskiedenis. It is coming, halleluja. Hy gaan neergewerp word. Hy wat aanklag voor ons God dag en nag. Dis sy werk. Hy kla ons aan dag in, dag uit. Halleluja, sê vers 10. Maar vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hul getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad het. En dit wat gebeur het aan die kruis van Golgotha, het vir ons oorwinning gebring vanmôre kerk. Ons het oorwinning. Ons het die oorwinning vanmôre. Ek weet nie vanmôre, is hier dalk iemand in hierdie kerk vanmôre. Het jy geweet, jy kan vir jare in 'n kerk sit en nog nooit jou hart en jou lewe vir die Here gegee het nie. Jy kan in 'n kerk sit en vra, Here, maar waar is U? Jy kan in 'n kerk sit soos hierdie vanmôre en jy kan wonder, Here, het U my verlaat? Ek wil vanmôre woord oor jou lewe vir jou lewe gee. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Die bloed van Jesus spreek van beter dinge as die van Abel se. Halleluja. Die werk wat hy vir ons kom doen het, is groter as wat die Ou Testament ooit kan beleef. Die Ou Testament, Eksodus 12, waar die lam en die pasga ingebring is iets so kosbaar as ek altyd daaroor dink, dat die bloed van die lam moes aan die deurposte gesmeer word. En toe die engel in die nag kom, toe hy die bloed sien, he passed over them. Paasfees en Passover is my weer 'n reminder, dat dinge wat eintlik my toegekom het, it passed over me, through the blood of Jesus. Weet jy wat is my nog die mooiste vers by dit alles? Hebreërs leer vir ons en sê, en nou het ons die vrymoedigheid om die troon van God te nader. Through the blood into His presence, hallelujah. Deur sy bloed kan ek in sy teenwoordigheid wees. En hy sien die bloed raak. Bloed spreek tot ons lewens vanmôre. Ek weet nie waar dit gaan nie, maar ek wil saam met u bid vanmôre.
Al voel jy vanmôre om nagmaal te kom gebruik ook hiervoor, kom vanmôre en kom neem hiervan. Ek het net ek het dit beplan nie, dit is gister vanaand gereël. Maar as jy voel vanmôre om net, as jy gebed ook ewen nodig het, moenie vanaand se diens mis nie. Want die Here het op my hart gelê, vanaand gaan ons vir mense bid in die kerk. We're gonna pray. Kan ek dit vanmôre sê, ons weet nie aldag, die persoon wat langs aan jou sit, dat hulle deur 'n krisis gaan nie. Dit lyk okay. Dit lyk asof alles hankie-dorie is. Maar ons besef nie altyd, die persoon wat langs aan my sit, het dalk nie eens gisterand geëet nie. Die mense wat langs aan my sit, het Jesus nodig en het 'n deurbraak nodig, het werk, ons weet nie aldag waartoe ons gaan nie. Dis hoekom ons familie het by mekaar. That's why we need the church, hallo? Dis hoekom ons die kerk nodig het.